Welkom by die geurigste segment van die dag, saam met chef Jean-Marie van International Hotel School en ons gaan bietjie Italiaans, vandag met 'n biscotti. Kyk net hierdie heerlike tentoonstelling. Alles wat jy wil hê, ek sien sjokolade, neute, kakao, ietsie wat lyk soos brandewyn. Dit raak net beter. Oggend. Wat maak brandewyn en biscotti? Ekstra geur. Regtig? Nou vertel vir my. So, ek gaan vanoggend dis 'n donker sjokolade en brandewyn biscotti wat ek gaan maak. So 'n biscotti is basies 'n dubbelgebakte koekiemos. So jy bak hom om hom gaar te kry en dan sny jy hom dun en dan droog jy hom uit weer. So dis basies soos 'n beskuit. Soos 'n beskuitjie. Maar net Italiaans, ja. Okay, maar net 'n verskoning van 'n Suid-Afrikaanse beskuitjie. Ja. Of althans 'n bietjie minder gesonde Suid-Afrikaanse beskuitjie. Nee, ons moet nie sê dis 'n verskoning want hy's dan maar baie lekker. Ja. Maar goed, wys vir my deur die dubbele proses. So ons gaan begin met ons botter en ons suiker gaan ons inroom. So dis 'n kwart koppie botter en dan 'n halwe koppie suiker, maar ek het nou net die suiker, bietjie suiker aan die kant ekstra. Ja. So ons gaan hom rol in die suiker. Okay, so hier's nie 'n tekort aan suiker nie. Soos altyd. Jy moet hom dis hoekom jy hom vroeg in die dag eet dat jy die suiker kan uitwerk, né? Ja. Ons doen nie hierdie na 6:00 aand nie. Hoorie nou, dink jy die Italianers was voor die Suid-Afrikaners met beskuit gewees? Dink jy ons het die idee van beskuit by hulle gekry of dink jy hulle die idee van biscotti by ons gekry? Ek dink biscotti dalk daai kant begin. Ja, ek dink ook dis dalk ouer. Ek is bevrees. Dit is die waarheid. Maar ons het dit dalk net vervolmaak, nê? Nee. Maar loop is lekker ook. Maar ek wonder of die mense in die ou dae of dit beskuit geword het omdat hulle brood uitgedroog het. Ja, of dalk dat die beskuit bietjie droër geword het en jy weet wat baie keer vergeet jy of jy kry nie tyd vir hom nie. Ja. En dan raak dit bietjie droog en dan voilà, is 'n nuwe ding. En toe word dit 'n internasionale delikatessen. Ja. So ons het ons botter en ons suiker hierso geroom. So dan gaan ons nou 'n eiertjie, 2 eiertjies, net een vir een bymekaar gooi Ja. en dan hom net invoeg dat hy mooi gemeng is. Hoekom doen ons dit een vir een? Net dat hulle egalig ingaan en dat die botter oorwerk nie. Want anders kan hy skif? Ja. Wow. Want hy sulke lekker bolletjies daar so aan die kant wat mense eintlik wil hê nie. Okay, so jy moenie jou botter oorroer nie. Nee. So net tot hy mooi ingevoeg is. Kyk, daar's hy nou baie mooi. En dan gaan ons kitskoffie, so ek gooi bietjie meer by want ek hou van die koffie smaak by dit. So ek het so 3 eetlepels koffie, kitskoffie. Ja. En sou ek ook kon sê nou maar ek hou van regte koffie, kan ek 'n espresso, Verseker. jy weet wat in 'n masjien gemaak Ja. is, al is daar 'n bietjie water by, kan ek dit ingooi? Ja. Wat opgelos is in water, Ja, maar dit is mos 'n klein bietjie. Ja. En dan ons brandewyn, ook so 3 eetlepels brandewyn. Die lekker ding van hierdie is die alkohol kook uit. So moenie dink jy gaan nou Jy gaan nou so deur jou jy dag gaan gaan. halfpad loop na die tweede slice nie. Daar is in elk geval daarom net 'n ou klein so op Dis bietjie. net 'n ou knipsie. Luister maar, ek het gehoor dat koffie sjokolade uitbring. Die geure hou verskriklik baie van Ja. mekaar, nê? Nee. Koffie, donker sjokolade veral en sitrus werk so baie goed saam. Ek gaan nou net sitrus bysit nie, ek is 'n neute meisie van. Goed, goed. En dan gaan ons meel bysit, dis so 1 en 'n halwe koppie meel. En ons sif hulle voor die tyd. Kakao kom by, is ja. so 'n kwart koppie en dan is dit 'n teelepel en 'n half bakpoeier. Ja. En dan ek het nie die bakpoeier direk op die beslag gegooi nie, want ons wil die bakpoeier moet mooi inmeng. Aha. So jy moet dit verkieslik saam met die droë bestanddele meng of dan nou bo-op gooi voordat ons dit by die nat bestanddele sit. Yes. Dit verduidelik waarom my laaste baksel so bietjie vreemd uitgekom het, nê? Nee. Ja, hy maak party dele het meer geruis as die ander. Yes. Okay, so nou is hy Dit begin lekker lyk. en 'n koekiedeeg, ja. jy 'n koekiedeeg. Hoorie en ja, dankie. Ek hou mos baie van die rou koekiedeeg. Ek neem aan ons het nou hier neute en sjokolade, maar mens kan, soos jy sê nou maar stukkies lemoen bysit. Ja, so jy kan lemoenskil bysit of suurlemoenskil bysit. Jy kan hierdie donker sjokolade kan jy vervang met jou melksjokolade. Neute, so my resep is almond
Maar hierso, jy kan amandels insit, jy kan pekanneute insit, jy kan macadamia neut insit. Wat ook al jy in jou huis het, of as jy lus is vir 'n spesifieke neut, kan jy dit bysit ook. So die neute kan 'n mens eintlik vervang met basies enigiets. Enige iets, ja. So hier is 100 gram donker sjokolade. Sjoe. Donker sjokolade maak enige beslag lig vir my. En dan hierso is my pekanneute ook so 100 gram. So hierdie, ek hou hulle heel, want soos jy kan sien, daarso as jy die biskottie sny, hy hou die neut se vorm mooi. As jy hom opchop, dan mis jy bietjie die vorm daarvan. Ja, kyk hoe mooi lyk daai pekanneute daar aan die binnekant. Hy loer vir my. Ja, so hou mooi die vorm van die neut. Selfs met die ander neute. As jy macadamia insit of 'n walnut, enigiets, jy kan hulle net mooi die vorm hou. Ja, en die sjokolade smelt seker redelik Binne in die beslag, maar ja. jy kan hom nog steeds identifiseer Ja. binne in jou stukkie biskottie. Ja, definitief. Baie So hier lekker. sit ons nou ons deeg. Ja. So dan volgende stap raak 'n bietjie vuil. Bietjie meer kompleks. So dan gaan jy net op jou werksoppervlak jou suiker uitstrooi. Ja. En dan gaan ek gaan jou vra om hierdie enetjie dalk vir my te sny want my hande gaan vol deeg Ja, wees. ek maak so. Oek, kyk hoe haal sy die mes uit die skouer uit, hoor. Daai is nie 'n koue skouer nie, dis 'n skerp skouer. So dan gaan jy jou beslag so in 'n halwe boomstomp maak. En dan gaan jy hom so rol in jou suiker. Dat hy basies so lyk. Ja. So hierdie ene maak omtrent 2 of 3 rolle. Ja. Dan gaan jy hulle op jou pannetjie sit. So 7 cm uitmekaar uit want hy gaan bietjie rys. Ja. En dan is hy bak jy hom op 160 vir so 30 minute Ja. en dan haal jy hom uit dat hy afkoel heeltemal, dan Ja. sny jy hom Ja. en dan sit jy hom terug in die oond 140 vir nog so 40 minute laat hy net mooi uitdroog. Bietjie uitdroog. Ja. Okay, so hierdie gaan nou nog na die droograk toe. Ja, hulle moet nog na die droograk Och, toe maar gaan. dit lyk absoluut Ja, so dis fantasties. cool. Kyk net daai mooi vorm. En daai Ja. stukkie sjokolade wat daarso uitsteek. Oh, baie dankie. Om hom te decorate, net mooi te maak het ek bietjie sjokolade oorgesit met hom en dan bietjie klapper opgesit want dit komplementeer die geur ook. Och, dit is verskriklik lekker. Baie dankie Chef Jean-Marie en onthou jy kan na die tyd gaan na die Groot Ontbyt se YouTube kanaal toe as jy weer na die resep wil kyk. Biscotti saam met jou koffie, mag jy 'n heerlike dag hê, hoor. Julle ook? Ciao.